In die jaar 1498 bytel die uiters talentvolle 24-jarige Michelangelo die wêreldbekende meesterlike beeld, die Pieta, wat vandag in die Sint-Petruskerk in Rome staan. Anders as die duisende ander beelde wat oor eeue van Christus aan die kruis gemaak is, beeld hierdie meesterstuk 'n stuk sagtheid, deernis, vrede uit. Ons sien hoe Maria, sy ma, haar afgestorwe seun koesterend op haar skoot hou. Haar regterhand onder Jesus se gekruisigde bolyf, asof sy, selfs na sy dood, haar kind nog wil weghou van die seer van die lewe. Haar linkerkant uitnodigend oop, asof sy haar seun teruggee aan die God wat hom aan haar 34 jaar tevore gegee het. Elisabeth Eybers skryf die volgende gedig oor hierdie beeld. Hy is weer waar hy hoort, haar eerste seun. Die spanninglose liggaam nog warm, die vreemd volwasse hoof hang oor haar arm. Sy buur haar regterknie om hom te steun. Nou kan sy hom sorgvuldig beskou. Die fyn ovaal van haar gelaat word weer jonk en verwonderd soos die eerste keer. So sal sy hom in 'n leeftyd lank behou. En weer gewaar sy, elke groot pyn bring die stille pyllose van versadiging. Al het geen ander vrou hom ooit vervreem, word alle seuns uithuisig op die dier. Sy makker sal hom uit haar skoot kom neem, soos vroeër. Maar nou is dit nog haar uur. Kom ons bid. Vandag, Here, sien ek deur die Pieta beeld u lewelose liggaam in die arms van Maria, en ek dank u. Vandag wil ek u so in my arms hou. Nee, Here, sal u my eerder so sag en teer in u arms hou, in u vredeliefde toevou, met u genade omvou? Asseblief. Amen.